vir die wat die is, dat iemand hulle gaan dophou. Wie het die praise and worship geniet? Voel u nie daar is iets anders in die kerk nie? Voel u dit? Die laaste tyd was dinge nie reg nie, maar ons weet nou wat dit was. Ons kon dit nie, ek kon dit nie pinpoint, ek het goed onderskei, ek het dit onderskei en dan my goeie hart sê, ag nee Ansie, stop dit. Maar waar daar eenheid is, daar werk God. Het jy dit vanmôre ervaar, sy teenwoordigheid? Eintlik in die bidkamer, toe voel het my, Koenie, ons kan daar tent opslaan, ne? Hy sagte teenwoordigheid was nie daar. Ag, en ek is so bly, en ek is so dankbaar om elke keer die voorreg te hê, om vir u die woord van God te bedien. Ek sê, dis nie my reg nie, dis wel my voorreg, om woord te bedien. Dis regtig om in vandag se lewe, werklik waar 'n verhouding met God te hê, is 'n voorreg. Stem jy saam met my? Ek weet nie hoe, ek kry die mense jammer wat nie Jesus in hulle lewe nie, wat nie 'n anker het, wat hulle siel vashou, hoe die storms om die siel omvou. Ons het 'n anker, dit maak nie saak wat ons pad langs kom nie. Ons het 'n anker, sy naam is Jesus. Die storms kan kom, die winde kan blaas, Jesus sal nog steeds triomfantlik uittreë. Ek het, vir my is dit altyd 'n voorreg, ek en my man praat baie. Ek ervaar ook die laaste tyd, daar baie goedjies plaasgevind wat tot jou liggaam geaffekteer het. En ek sal vanmôre hier, ek moet 'n knievervanging kry in my voet. Ek het al knievervangings, maar weet jy wat, is my so voorreg, as ek preek en as ek bedien, het ek geen pyn nie. Is God nie awesome nie, hè? Die Here is so awesome. Nou ja, my tema vanmôre is inspireer mekaar om hulle volle potensiaal in Christus bereik. Sê vir jou broer en suster, ek moet jou inspireer. Wie weet, die wêreld het genoeg aan doemprofete, die wêreld het genoeg aan mense wat die kinders van die Here by daai deur inslaan en by daai deur uitslaan met die woord van God. Wie weet, baie predikers om hulle eie koninkryk te bevestig, gebruik die woord van God as 'n wapen. Maar wanneer ons by mekaar kom, sê die woord, is dit vir toerusting. So ek moet julle toerus, en julle moet opbou soos daai donkie van by Fights gaan staan, eet, julle moet gaan en die toerusting toepas. So, dit is die pastoor gee die toerusting, en julle gaan haal die skapies. Dit is waarvoor die samekomste daar is. Nou, ek het ietsie ook gesien 'n paar weke terug, en ek dink ek het hom geshare, want ek het hom die oggend ook gekyk, dink maandagoggend terwyl ek sit en wag vir, ek dink maandag was dit hulle dokter, toe een van die dae. Toe het ek saam ingegaan en toe kyk ek hom, en die man maak hierdie stelling, en ek wil gou vir u sê, besef u dat ons as kinders van die Here baie meer klisjétjies leef, as wat ons werklike verhouding het met God. Ons kan sê, ek sal nie dit en dit. Kyk, soos Markus en alle en Judas, as daar nou een is, ek sal u nie verraai nie. Wie van ons ken dit mos in ons eie lewe, né? Het jy besef hoe baie van ons, kyk net as er iets aan jou deur kom klop, hoe paniek toeneem, hoe angstig ons raak, en ek het net besef, dat die volk van die Here het 'n herprogrammering nodig. Because our value is in Christ, not in circumstances. Want so baie keer in hierdie hele wêreld, nou tans gee die wêreldekonomie, gee dit vir ons 'n pas aan. Dit gee vir ons value.
Dan kom dit met ons politieke partye, dit gee vir ons value. Dan kom dit nou met godsdienst, dit gee vir ons value. Dit kan ons geen waarde aan ons lewe sit nie, behalwe die waarde wat God sê ek en u in hom het. En jy sien, kom ons wees eerbaar. Die waardesysteme wat in ons ingebou is, verjaar dit, ja, kerke is ook daaraan skuldig, pastore is ook daaraan skuldig. Is daar 'n waardesysteem in julle ingebou wat sê, as so iets met jou plaasvind, gooi dit jou heeltemal omver. Kom ons vat 'n gelykenis. Goed, nou sê ek sal nooit my rug op die Here dra nie. Nooit nie. Môre kom dit, al jou geld oornag verloor jy. Môre kom dit, kinderprobleme by die duisende. Jy staan jou kind aan die dood af. So kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Wat manifesteer eers in ons lewe? Stres, spanning, vrees. Hierdie man sê die volgende, ekskuus, trap verkeerd met my voet. Hierdie man sê die volgende. Hy sê, ek is geroep om lief te hê. Weet jy, ek en u is geroep om lief te hê? Selfs die ou wat nie so goed lyk nie, selfs die ou wat nie so goed ruik nie, selfs die ou wat my vloek, selfs die ou wat my skree, is ons geroep om lief te hê. Maar wat bepaal ons waarde en ons gemoed? Ons begin funksioneer soos wat hy my hanteer, dan dink ek, maar nou is ek niks werd. Soos my vrou my hanteer, dan onmiddellik beïnvloed dit my gemoed en my waarde. Terwyl ons nie hoef om te gee, wie het ons lief, as Jesus 'n waardebepaling met my en u moes gedoen het hy nie op daai kruis van Golgotha gaan sterf nie. Want ons verloon Jesus hoeveel keer dalk 'n dag. Hy sê selfs, as ons moedswillige sonde doen, is daar geen offer meer vir daai sonde nie. Want hoekom? Ons vertrap die bloed van Jesus. So nou, vererg jy jou, en jy, daai ou se, hoe hy terugreaksie bepaal na jou waarde. Kyk hoe die duiwel vir ons gelieg. Onmiddellik as jy roudryks neem toe. Dit gaan daai ou, ek het 'n video gekyk op TikTok. Hulle raak wild, jong. Ek bid die Here dat dit nooit met my gebeur nie. Nooit, dat daai ou, hulle toe sommer uit, hulle slaat jou ruit uit, hulle doen allerlei. So, die reaksie wat ek en u kry, bepaal my en jou reaksie. Hoe kan dit wees? Waar het ons verkeerd gegaan? Ons gaan deur egskeidings. Dit bepaal my waarde. Hoe kan dit? Dit kan ons waarde bepaal nie. Weet ons werklik wie ons is? Weet ons werklik dat ons is uit God gebore? Ons is a godly generation. A peculiar people. A kingly priesthood. Weet ons wat die Here in elkeen belê het? Laat die omstandighede nou gebeur. Dis al hoe jy gaan ontdek as jy werklik waar rotsvas God jou anker gemaak het. Rotsvas sê ek sal onbeweeglik op die rots Jesus staan. Laat daar situasie nou plaasvind, dan weet jy onmiddellik as jy gaan optree, weet jy wat God in jou belê. Van die oomblik, ek kan onthou, ek het met iemand gepraat en ek begin op daai oomblik terwyl ek baie ernstig met iemand praat, toe kry ek vreeslike hartkrampe en ek hartpalpitasie en ek sê, in die naam van die Here wyk Satan. God het my geroep tot genesing. Jesus Christus het gesê, deur jou wonde is jy genees. En ek beveel hierdie ou tiekertjie, jy sal klop tot God selfs die punt agter my verhaal sit. Geen duiwel sal kom steel, slag en verwoes nie.
Wie bepaal jou waarde vandag? Sien jy hoeveel keer leef ons klisees? En die kerk is onskuldig daaraan. En die kerk het baie keer geïmpaard in mense se lewe. En nie vir hulle sê, maar daar moet 'n herprogrammering, daar moet 'n mindset change kom. Daarom sê die woord van God, ons moet daagliks ons denke vernuwe met die woord van God. Want ek en u is geroep om te lief te hê, nie lief gehad, dat iemand my nou net skiep om my te groet. Iemand nou net op my plek sit. Julle, ons is geroep om te dien. We are servants of the Most High God. Wat is in jou belê deur God? Ons moet dit herontdek. Jy sien, hy sê, jy moet daagliks jou denke vernuwe met die woord van God. En Heilige Gees praat met my. Het u dit al agtergekom, dat baie van ons lees die woord, maar verander mense. Ja, Here, jy praat nou met daai ou hierso. Nee, God wil met ons self praat. Die Here wil hê ons moet verander na sy wil en na sy gelykenis. Een unieke bonatuurlike wapens wat kragtig in elke situasie wat die lewe kan bied vir jou gegee is om daai oorlog te wen. Unieke bonatuurlike wapens. Maar jy sien, ek het nou die dag toe ek geloop en ek is op en af my gang en ek loof en prys die Here. Dis min wat ek alleen is en die baas iewers is, want hy is mos as 'n rokkie daar om my. Maar in elk geval, en ja, dis moeilik as jou man op pension is, hoor. Nee, jessie. Hulle dink hulle kan tot kos kook dan nie. Hulle weet tot vir my hoe lank moet ek die kos kook. Maar ek is daar besig om die Here te loof, te prys, en die Here sê vir my die volgende: kyk bietjie of jou wapenrusting nie 'n skeurtjie of 'n tekort in het nie. Luister gou hier. Daar was 'n tyd wat ek so discouraged was in die bediening, dat ek nie meer wou aangaan met die bediening nie. En wat val dit my eerste aan? Jou voete. Want wat het jy aan jou liggaam, wat geestelik is die helm van verlossing wat Jesus Christus, hy is ons verlossing. Sy gedagtes is nou ons gedagtes. We have the mind of Christ. So alles wat teen God is, teen die gedagtes van Christus is, het hy ons wapens gegee om elke vesting neer te bou. Ons het die borswapen van geregtigheid aan, wat elke belangrike orgaan beskerm, met ander woorde jou hart, jy moet jou hart meeste van alles bewaar, maar Christus het geword ons geregtigheid, daarom kan ons sê, ons is nou die geregtigheid van God. Julle, aan julle heupe, wat is dit nou, die gordel van die waarheid, en aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Jou linkerhand die skild van die geloof. Ek like daai skild. En in jou regterhand die swaard van die gees, waarmee jy die vuurige pyle van die vyandlikheid blus. Met ander woorde, jou skild en jou swaard werk saam. En jou skild moet so groot wees, hy moet jou lengte wees, né? So groot met jou geloof wees, hy moet so 'n bietjie groot. Maar jou skild, so met ander woorde, die skild is al klaar genoeg om die vuurige pyle uit te blus, maar jy gebruik die swaard, hulle kan nie deur daai skild kom nie. Die swaard is die woord van God. Waar is daar 'n probleem baie keer in ons montering? Want ons leef kliseetjies en ons leef tradisietjies en ons het nie 'n intieme verhouding nie. Die wêreld druk my die kant, die wêreld druk my daai kant, omstandighede druk my die kant. Religion druk vir ons in 'n punt in om te sê, as jy nie so is nie, kan jy nie gered word nie. As jy nie so maak nie, kan jy nie gered word nie. Plek sit ons almal net 'n intieme verhouding soos 'n Abba Vader en 'n kind verhouding. Ek sê altyd, ek is God se dogtertjie. Hy weet wat ek nodig het nog voordat ek vra, maar ek neig aan hom as sy dogtertjie. Here, ek het iets gevra vanoggend, 3 uur toe die Heilige Gees my wakker maak om te bid,
toe sê die Here, maar jy was nie spesifiek in hierdie tyd, in hierdie gebed nie. En ek sê, maar ek het dit en dit. Hy sê, maar het jy tydperk daar agter gesit? Ek sê, nee Here, ek sê sommer nou, 10 dae, niks meer nie, 10 dae in die naam van Jesus. What you said is going to manifest in your life. Ons het allemaal klisjékies net. As ek nou dit goed doen, ons is meer op werke georiënteerd, as wat ons is met ons intieme verhouding. Religion kan niemand red nie. Klisjékies kan niemand red nie. Jy kan maar daai wapenrusting van jou met 'n tradisie aantrek. Kom ek sê vir jou, iewers gaan hy manifesteer, want dit is 'n geestelike toestand. Die wapenrusting van God is 'n leefstyl. En ek dink ons moet gereeld bietjie na ons wapenrusting gaan kyk. Iemand vra vir my, hoekom bly ek aan hierdie ding dink? Ek sê, want jy gebruik nie jou wapens nie. Want elke gedagte moet ons gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Hy gaan vir jou dag en nag besig hou, want ons weet nie wie ons is nie. Ons het nie daai intieme verhouding nie. Ek sê nou nie julle nie, hoor. Ek praat nou met Ansie. Jy sê, klisjékies, kerkwees, godsdiens is 'n viesige ding, en daai woord religion is die hartlikste woord wat ek kan nog gehoor het. Dit maak mense dood. Dat hulle een sonde doen, dan bly hulle in die kerk. Want die religie het vir hulle gesê, nou is in u kabot, jy moet nou nie meer kerk toe kom nie, want daar is nou nie meer redding vir jou nie. Waar staan dit geskrywe? Sê hy nie in sy woord, dat ons het 'n voorspraak by die Vader nie, en as ons sonde gedoen het, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe, en hy werp met sy vers soos die ooste van die weste, en hy dit nooit weer daaraan nie. Ons word van alle kante, politiese kant afgedruk. Ons word deur die kerkewêreld, ons word deur werke, ons word deur ons families, ons word deur finansies. Oral plaas die vyand 'n drukking op ons. Wat kom uit? Wat kom uit? Lig, sout of wat? Ons is daar geroep om vir ons broers en susters te bid. Ons het wapens van die lig, ons het gesag, ons het heerskappy, ons het autoriteit. Weet julle wat het die vyand die laaste 2 jaar baie gesteel by die kinders van die Here? Hierdie 3, gesag, autoriteit en heerskappy. Daarom kan Sunny, my buurvrou, my vrou kyk gee, ek krimp in een onmiddellik. Sy bepaal nie my waarde nie. Ek sal in autoriteit voorstaan. Ek sal my gesag behou. Ek sal vriendelik wees. Maar laat sy my nou net 'n skewe kyk gee. Kom, ek weet julle wat vir ons doen. Baie keer. Plaks groet ons net. Hy sê, sigte antwoord keer die grimmigheid af. Dan luister gegaan. Ons moet spreek en bid en ontbind. Ons moet vra en ons sal verkry. Hy sê, tot nou toe het julle nog niks in my naam gevra nie. Maar alles wat julle die Vader vra in my naam, sê Jesus, as jy glo, sal jy dit verkry. Dit moet net in sy wil wees. Maar nou nie sê, ek soek nou 2 verdieping huis. Ag, glo die Here wil dit vir jou gee. Maar wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy die koninkryk uitbrei? Ek wil nou daai BMW, my hart is nog steeds by my BMW. Ek wil daai BMW, ek het die X4 gery. Ek weet ook nie wat nie, maar ja, kan nie onthou, die kinders ken die maaks. En daar is nou geen vir my geen weet. Die Here weet, maar gaan jy hom gebruik om mense op te tel? Gaan jy hom gebruik vir die evangelie? Gaan jy sê, dit is my heiligdom, dit gaan staan? Jy sien, ons moet begin kom, dat ons sal optree soos kinders van die Here. Godsdienst het ons dood en passief gemaak. Waar intieme verhouding met die Vader, maak vir my en u lewendig. Wat druk ons van alle kante af? Daar's baie verdeeldheid, daar's sonde, wêreldse standaarde, selfs 'n mindset dat ek 'n loser is. Het jy gesien as jy met iemand praat wat 'n mindset het van ek is 'n verlore?
jy kan maar praat en praat en praat, asof daar nobody is home. Daar vaks niks nie. Dit gaan nie oor wie jou lief het, die kind van die Here. Die sisteem van die wêreld het dit vir ons geleer. Maar as ek saam met Christus gesterf het, want dis hoekom my Paulus sê, ek moet minder word en die Here moet meer word. Want as ek en die saam met Christus gesterf het, en ons profeteer en proklameer, dat ons in hemelse plekke saam met hom sit, gemaak is om lief te hê, dan moet ons dit toepas. Wat is in ons geplant? Die volgende persoon se opinie, jou kinders se opinie, jou ex-man, jou ex-vrou, mag die Here gee dat ons bly by 1 of 2, of glad nie 1 nie. Ek is al 45 jaar met dieselfde een, en dit gaan goed. Die volgende persoon se aanvaarding en liefde is die standaard en die bepaling wie jy is. Dis wat ons dink, en dit kan nie so wees nie. As Chantal my nie liefde teruggee nie, nou maak ek het my eie. Maar as ek nie gemaak om lief te hê nie, God is liefde. God is nie 'n God van liefde nie. God is liefde. Partykeer het jy so lief dat dit jou seer maak. Wie het hulle kinders oneindig lief? Wie het hulle kinders baie erg? Ja, my kinders is my als, my kleinkinders is my als. Maar weet jy wat, God het ons nog liewer as dit. En hy wil hê dat ons met daai selfde akapai liefde lief hê. Jy sien, die volgende persoon kan nie ons aksies of reaksie teenoor hulle bepaal nie, want dan leef ons alleen. Dan leef ons godsdiens. Kyk hoe bepaal ander se opinie jou gemoed. Dan weet jy hoeveel vlees is nog in jou. Weet julle, as ek eendag moet 'n boek skryf, wat in die bediening al aan my gedoen is. Ek gaan onthou, iemand was baie kwaad vir my, ek weet nie, tot vandag weet ek nie waarom nie. Ek is mos dan vrede met jou. Ek het jou mos niks gedoen nie. Jy weet mos as jy iets in iemand gesê en gedoen het, ander, jy weet het nie. En ek is vrede. En ek sien die persoon aankom, wat dink het was, ek en Michelle was in die mond. Ek sien die persoon aankom, en ek sê, mooi, nee, jy word in my sê, jy moet aan die kant toe kyk vir 'n mens. Ek toch maar, wat nou? Jy, ek gryp die persoon, en ek gee hulle styf met ek, hallo, gaan dit? Nee, goed, dankie. Dit het nie my gemoed bepaal nie. Ek en u is gemaak om lief te hê. Kan ons onsself as kinders van die Here begin manifesteer om waarlik lief te hê? Jy weet, ek het al mense wat my so erg in die rug gesteek het, 2 en 3 en 4 en 5 en 10, maar sê die Here nie dat ons broeder 7 maal 70 keer moet vergewe nie. My man noem my al dom. Ek wonder of hy weet, hy mag my nie dom noem nie. Kleinkinders, om op baie goeie punte, 9800, hulle het ouma se verstaan. Oupa se houding. Jou optrede teenoor ander kan nie jou, of die optrede teenoor jou kan nie jou gemoed bepaal nie. Maar dit wat God sê in sy woord, moet ons gemoed bepaal. Ek is die kop en nie die sterk nie. Ek is 'n erfgenaam, ek is 'n mede-erfgenaam, ek is 'n bywoner op hierdie aarde, ek is hier om een doel, ek moet Jesus Christus, die blye boodskap van die evangelie verkondig, ek moet my Jesus represent, ek moet sy beeld, ek moet sy gelykenis uitdra na die verlore gaande wêreld. Hoogmoed werk hand aan hand saam met religie. Ek moet nou nie weer vingers wys nie. Die een dag het ek gestaan en ek het my vingers vreeslik gewys. En my man wys daar agter. Ek doen iets groot fout, Louis. En my sak, ek toch, waar? Toe staan
staan ek met verkeerde vingers in die lug, okay. Maar ek en u, religion en hoogmoed werk hard aan. 'n kind van die Here is 'n very meek, 'n nederige persoon. Ons is nie daar om getrap te word nie, maar ons is nederige mense. Kyk, om getrap te word, jy is niemand se vloerlap nie. Jy is 'n geroepene, jy is 'n gesalfde, jy is 'n bloedgewaste, jy is 'n Heilige Gees gevulde kind van die Here. Niemand moet op jou trap nie, maar hoe meer liefde ons gaan wys, hoe meer gaan ons hierdie wêreld wys, ons Here Jesus lief. Hy sê, hierdie wêreld sal weet dat julle my kinders is, aan die liefde onder mekaar. En weet julle wat die hartseerste van alles in die liggaam van Jesus, dis hoekom die Here vir my gesê het om hierdie woord te bedien, is dat die skape het altyd gepas op vir die wolf. Julle ken dit, né? Raai wat? Die skape moet nou vir skape oppas. Die skape begin die skape nou opvreet. Hartseer, maar dis waar. Hoekom oor religion? Hoogmoed. Ek sal nie submit nie. Ek sal nie buig nie. Ek sal my wil. Ons het nie meer wil as ons in Christus gesterf het nie. Al wil wat ons het is om die wil van God te doen. Religion wil jou identiteit in hierdie laaste tyd bepaal. Daarom moet ons kom soos Paulus en Silas, want die woord van die Here het gesê, sommige van julle sal selfs in die gevangenis gegooi word. Laat een van ons in die gevangenis gegooi word. Kom ons kyk, wie is jou ware systeem? En jy dalk 'n voet by jou, hulle het my in die tronk gegooi. Paulus en Silas het geweet wat is hulle identiteit in die Here. Hulle het lofliedere tot God gesit. Dis juis in daai tydperk waar hulle moes, maar weet jy wat? Hulle het gestaan op die woord van God. Alle dinge sal vir die Here moontlik wees vir die een wat glo. Glo nie nog aan God of glo ons nie meer aan die bonatuurlike ewige God wat daar is nie. Hy het nog nie verander nie. Vandag, gister tot in alle ewigheid is daar selfde God nog in werking in die kinders van die Here. Die waardesisteme het bepaal dat ons mood swings kry. Erger as 'n menopausvrou. As gevolg van dit en sukkel die liggaam van Jesus om hulle ware intieme verhouding met God te hê, te beleef. Ek sê vir jy een ontmoeting met God. Een teenwoordigheid van die Here. As jy so bid en sê Vader, want as jy sê Vader, is jy klaar in die teenwoordigheid van die Here, is jy nie allerheiligste. Jy gaan net sê Vader, een ontmoeting met die Here. En weet jy wat? Jou hele mindset, jou hele gemoed change. Daarom het eie koninkryke eintlik die klein groep bediening kom verkrag. Maar die klein groep bediening is, en ek sê André en Wanda moet vir my 'n klein groep begin. Ek doen opleiding, maar dit gaan vir hulle oor hulle koninkryk. Ek sê nou nie dit is nie, ek vat 'n voorbeeld. Gaan vir hulle oor hulle koninkryk en nie om liefde te gee, nie teenstaande gaan daai ding nie groei. Ons is geroep om op te bou, ons is geroep om te herstel, ons is geroep om mekaar aan te spoor, ons is geroep om vir mekaar te bid. Die liggaam van Jesus het in 'n vingerwysbediening ontaard, wat soveel mense daar buite afskrik. Die wêreld daar buite weet wat die sonde hulle doen. Hulle het nie nodig nie, ek en jy weet wat ons self verkeerd doen. Hulle het nie nodig dat iemand vir hulle nog op 'n kant sal kom uit die kerk uitjaag nie. Ons moet die liefde van Vader, weet julle wat? Weet julle wat het my gered? Nie klomp preekies nie, nie klomp dit nie, nie klomp dat nie. Ek het 'n kerk besoek, die AGS kerk in Hoedspruit, ons het daar gebly, en daar was 'n oom Banie ras. En hy
Ek het nie, maar toe ek voel, toe staan ek daarvoor. Ek was 'n baie skaam mens, ek was introvert, toe staan ek daarvoor. En ek sien die mense val en ek dog hy wil onder my rok en kyk. En hy onderskei my. Daar man het net voor my kom staan en toe my in die oë kyk en sê, weet jy hoe lief het Jesus jou? Toe sak die salwing, ek het nie geweet wat tale praat nie, my ouers is ou apostels, nee. Toe sak die salwing op my neer. Ek begin tale praat, ek val onder die krag van God. Ek ken nie hierdie goed nie. Ek ken nie hierdie goed nie. Ek het nie geweet dit staan eers in die woord, ek het nie eers die woord geken nie. Maar liefde van God in iemand se oor my verander. Handelinge, Hebreërs 10 vers 9 sê, en ek het hier geskryf, laat ons op mekaar ag gee, om aan te spoor tot goeie werke en tot liefde aan te spoor. Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan broeders, en ons soms sê susters, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Nie wat jy is nie, nie jou karakter nie. Jy het die vrymoedigheid, as jy Jesus aangeneem het, kan jy in die allerheiligste inbeweeg in die heiligdom, want jy is 'n kind van die Here. Niemand kan dit van jou ontneem nie. Hebreërs 10 vers 20, op die nuwe en die lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ons wil kyk met tradisie oë ook. Ons sien nie die voorhangsels van bo tot onder geskeur. Weet jy, dit is Jesus wat middeldeur aan die Jood en die Heide by mekaar gebring. Almal wat nou die Here aanneem, het die mag om 'n kind van God te doen. Nie net die Jode dan nie. Hy sê, dit is sy vlees. Dat voorhangsel wat geskeur is, was Jesus se vlees. En daar het hy die heiden en nou die Jood by mekaar, want hy is ons nou die Nuwe Testament. Jesus is ons offer. Jesus is ons al en al. Maar ons kyk nog teen ras, ons kyk teen dit, ons kyk teen, weet jy wat, as die ras begin liefde ontdek. As hulle liefde aanvaar, gaan die mense toestroom na die kerke toe, hoor. In vers 21, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekering. Die harte deur besprenkel gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En dan 24, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Waar sê die Here, op wie moet ons let? Op mekaar. Wanneer laas het jy op jou boetie en jou sussie ag gegee? Sien jy hoe het ons nou ons eie koninkryke begin stig? It's all about me. En ons is nie meer daar, ons ag gee om hulle aan te spoor nie. Chantay, mama, gee liefde Chantay. Ek moet haar aanspoor om 'n liefdesbron vir mense te word. Om lewende water te word. Ek moet haar, nee, ek moet nie net die foute raak sien. In elke persoon is daar goeie. In elke persoon het God goed belê. Kyk, spoor daai persoon se goeie. Spoor dit aan dat dit na vore na bo toe kom. Maar nee, nie ons nie. Nie ons nie. Die skape is besig om die skape te verwoes. Hebreërs 10 vers 25, laat ons nie onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Vermaan is ook nie 'n vingerwysbediening nie. Vermaaning is altyd met liefde gepaard. God vermaan my en u, hoeveel keer in hierdie woord? Al wanneer jy aanstoot neem aan 'n vermaaning uit God se hart uit en van mense af, is wanneer jou ego bietjie hoër is as iemand anders. En dis te meer na mate, hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke? En
vir hulle sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim so sommige nie, en vermaan, en des te meer nou mate julle die dag sien nader kom. Die Here weet, dink julle God sien alles in 'n waas. Hy weet in hierdie laaste dag van al hierdie goed plaasvind. Hy weet dit is 'n ander kaliber mens wat in hierdie laaste dag meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus gewees. Hy weet dit gaan 'n man en 'n vrou van 'n ander mindset wees. Nou sê hy, jy moet hulle aanspoor, moet die wat swak is aanspoor tot goeie werke, tot liefde en vermaan hulle met liefde. Want die dag kom alle nader. Wat 'n dag? Die dag wat Jesus sy bruid kom haal. Nou mate ek in hierdie dag sien nader kom, hoe meer moet ons 'n liefdesbron word, hoe meer moet ons mense aanspoor. Nou sal hulle sit byvoorbeeld in 'n groepie. Kom ek vat nou 'n voorbeeld, nou vinnig. Okay, kom ek vat nou. Wie sal ons die kerk opsluit? Hy sê nou maar, gee 'n woord van opwekking vir mekaar. Handelinge 13 vers 15 sê die volgende. En na die lesing van die wet en die profete, het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Don't worry about hierdie religious goed, moenie nou die wet nie, moenie al hierdie goed nie. As een van julle 'n woord van opwekking het, spreek dit vir ons. As ek nou vra vir elke, kyk hoe het godsdienst ons kom vernietig. Weet jou Satan, vandag vat ons dit 7voudig keer terug, om 'n werklike verhouding met die Godheid te hê. Want kom ek sê vir, kom gee my 'n woord van opwekking. Kom ons sê, kom, ek gaan julle 'n brief gee vir elkeen. Julle gaan lig gehad, hoor. Julle gaan 2 keer moet dink, waar die woord van opwekking reeds deel van my en u moet wees. As iemand jou bel, as iemand jou WhatsApp, as iemand, ek kry baie keer 4-5 uur, ek het nou weer, het ek in die week, het ek iemand gekry, dit was baie vroeg. Hulle gaan nou selfmoord pleeg. As ek nou sê, wat is aan jou gedoen? Wie wat dan? Onmiddellik het 'n woord van opwekking na my toe gekom. Onmiddellik het ek begin intree en sê, staan net daar, hou net vast, laat die gehoor kom, die geloof, die woord van God. En ek begin bid, ek het lewe gespreek, ek het lewe in die omstandighede gespreek, daai persoon is vry. Maar laat ek nou die geskiedenis en al my treurmades en al my nonsens gaan uithaal wat religie my geleer het ek dalk 'n siel verloor. Het jy 'n gees van opwekking? Hy sê, hierdie sê, broeders, as jy 'n woord van opwekking vir die volk het, die volk is elke man en vrou van die Here, kinders van die Here, spreek dan. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 1, the day of the Lord. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Wat is dit? Wat gaan dit wees? Die wegraping. Ons het nie meer nodig dat iemand vir ons sê, ons is op die voorkant van die wegraping. Die profesie sê dit vir ons, die tekens, die tye sê dit vir ons. Maar waar is ons in vasgevang? In religion. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf, hulle soos barensnood 'n vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broeders is nie in die duisternis. Dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Met ander woorde, jy is 'n kind van die lig. Jy is 'n mens van die lig. Jy het verligte oë van verstand om te onderskei waarop dit op aankom. Die woord van God sê ons het verligte oë van verstand om te onderskei waarop dit aankom. Kan ons nog onderskei? Dis een van die gawes wat ek verwaarloos het. Ek is eerbaar. Vanweë my liefde, daar's my man. Vanweë my liefde en almal wat ek net 'n kans wil gee in die lewe om hulle volle potensiaal in Christus
het ek baie keer die stem van die Heilige Gees wat in my gewaarsku het, doodgedruk. Ek het so fyn onderskei, selfs met my kinders, hulle het gesê, die Vader en hulle kan niks verkeerd doen nie, Trika. Dan weet maar dit al, as sy gebid het, dan weet, hulle wil dan nie huis toe kom, en het gesê, hulle is banger vir my, is vir die hoof of iets. So moet ons verhouding met God wees. Broeders, julle is nie die duister nie, dat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Met ander woorde, jou lampie is gereed, jy het in jou kan het jy ekstra olie, jy het 'n intieme verhouding, jy lees jou woord dag en nag, jy laat hierdie woord jou, sodat die wegrapping gaan by jou nie oorval, as jy werklik 'n intieme verhouding met die Here het. Julle is almal kinders van die lig, en kinders van die dag. Ons is nie van die nag, of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap, soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Hulle ken nie Suid-Afrika. Definitief nie toe hierdie Bybel geskryf is nie. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof. Hier sê nou die borswapen van geloof. Interessant, as u die wapens van God gaan analiseer, en u gaan ontlede, dan gaan u kom, u het soveel bonatuurlike wapens. Ek kan onthou, een keer het 'n verkeersbeampte my vorige keer, ek het Teresi gym toe gevat, my jongste kind, en ek ken hom, flip van sy, en hy sê, het jy wapens in die kar? En dan moet ons nou maar die goed vraag vir sy buddies. Ek sê, baie, ja, ek kan het aansien. Hoekom het jy wapens in die kar? Ek sê, baie. Ek sê, wil jy nou hoor? En ek begin in tale met hom. Hy sê, joh, jy is mal man, ry. Maar weet jy hoe lyk ons in die gees? Wie het jou gestroop in jou gesag en jou heerlikheid? Weet jy hoe lyk ek en u in die geestesrealm? Die Satan moet vir ons bewe, die wolwe moet vir ons bewe, ons moet ons broers en susters met dieselfde kapasiteit as wat ek en u is, moet ons hulle sien, geroepenis, Jesus het betaal op die kruis van Golgotha, vir daai persoon net soos vir jou. Jy is nie 'n blue-eyed boy, of 'n blue-eyed girl nie. Christus het vir elkeen gesterf, maak nie saak hoe groot die sonde, maak nie saak hoe klein die sonde is nie. Waar is ek nou? O, hier is ek. Hy sê, okay, hier is ek. Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ek is trots op daai kerk. Hier kan Paulus sê, hy skryf, hy sê, ek kan sien julle bou mekaar op. Julle breek nie mekaar. Wat is vandag in vandag se kerke? Backstabbing. Ek meen, hier ek het weer beleef. Hulle gaan agtermiddag, hulle skep hulle eie bediening oor hoogmoed. Weet julle wat? Ons is nie hier om mekaar aan te val nie. Ons is hier om saam te werk vir die koninkryk van God. Bemoedig mekaar. Bemoedig en bou die een die ander. Hy sê, eintlik sê die kommentaar sê, dit beteken to promote growth in a Christian wisdom, affection, grace, virtue, holiness and blessedness. Wie is nog 'n geseënde van die Here? Ons is geseëndes van die Here. Bou mekaar op daarmee. En dan gaan ek amper afsluit, Filippense 1 vers 2. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaring, ek lees dit net sodat ons konteks kan kry, wedervaring is, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Dit wat u gewedervaring, wat u ondervind het. Het dit 'n bitterheid in jou geword? Het dit onvergewensgesindheid in jou geword? Of het dit uitgeloop met die bevordering van die evangelie? Maak nie saak wat in ons gedoen word nie. So my boeie geopenbaar word en Christus geopenbaar geword het, en Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. Wat sê hy hier? Hy sê alles wat hy weet van wat het Paulus ervaar? Skilbreek, you name it.
hulle wil stenig die, dat, oral. Hy sê, weet julle wat, dit het vir my uitgeloop op die bevordering van die evangelie, en weet jy wat, die hele keiserlike mag het daarvan verneem, my geloof, my standvastigheid, my liefde, hy het nie gebek of vir dit, selfs by die hoogste beamptes, gaan dit jou getuienis wees, as jy leer om ander te bemoedig. Hy sê, sommige preek Christus wel uit afguns en twis, jy kry dit, maar ander uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met 'n suiwer bedoeling nie, met die mening om aan my boeie verdrukking te voeg. Maar die ander is uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Wie verdedig nog die evangelie? Paulus sê, werklik waar hy sê, maar wat maak het saak? Het hy nou, wie wat nou uit naaiwer uit Christus gaan, vir hulle eie voordeel, Christus gaan verkondig, het dit Paulus se waarde bepaal? Hy sê, wat maak het saak? Laat hulle dit doen. Vir wie gaan ons knie buig eendag? Vir die lewende God. Hy sê in elk geval, op allerlei wyse, of dit nou in skynnis, of in waarheid, word Christus verkondig. So moet ek en u ook sê, dit maak nie saak my pad langs kom nie, net solang Christus verkondig en verheerlik kan word in hierdie omstandighede. Gaan ek nou afsluit? Ek gaan amper land. Want ek weet dat dit deur julle gebed en ondersteuning van die Gees van die Here Jesus is, wat my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie. Maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit nou deur die lewe of deur die dood is. Wat vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my 'n vrugbare arbeid. Dan vra ek jy, hoe onvrugbaar het ons geword? Is dit nie hoekom die wêreld is moeg vir kerk speel? Die wêreld is moeg vir godsdiens. Die wêreld is moeg, doen eers dit, doen dat, doen dit, betaal jou tiende, doen dit, doen dat. Weet jy wat die woord van Jesus sê? Kom soos jy is. Is dit nie 'n ontdekking van liefde wat ek vir jou nie? Kom, al is jy van jou kop tot jou tone tattoos, kom, die Here Jesus het jou lief. Hy sê, Filippense 1:23, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan om met Christus te wees, want dit is vir eweweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nou nodiger om julle ontwil. Weet julle wat? Ons is nou nog in die vlees hoor. Gaan ons hierdie laaste tydjie voor Jesus ons kom haal? 'n godsdienstige kind van God wees, of gaan ons die liefde, die aanvaarding van my God begin toepas onder mekaar? Al ons foute, is die een in hierdie gebou wat nie fout het nie. Is die een wat vandag hier luister wat nie fout het nie. Maar in alles het Christus ons lief en so moet ons mekaar lief hê. Hy sê as jou broeder 'n sonde doen wat nie tot die dood is nie, bid vir hom. Ons bid te min vir mekaar. Vermaan om te volhard broederlike eenhede, ootmoed en heiligheid. Alleenlik gedra julle waarig die evangelie van Christus, sodat as ek kom en julle dan wel en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasgestaan het en een siel saamgestry vir die geloof van die evangelie. Verheerlik God. Daarom is eenheid vir God baie belangrik. God kan nie werk waar daar oneenheid is nie. Hy kan ook nie werk as daar rusie is nie. Jy gesien hoe vinnig aan die vrede uit jou huis het as jy kyk, ek en my man het ook rusie.
Moet dink omdat ons pastore is en in 'n pastorie, kyk, ek vertel hom goed wat daar in die wortels begrawe het. En dan vertel hy my, goed, gaan sommer kamer toe, dan kyk ons wie's die man en wie's die vrou. Ek dra die broek hier rond. Hy sê, maar moet julle in geen opsig laat afskrik deur enige teestander nie. Dit is wel vir hulle 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en daai redding is van God. En dan sluit ek af. Kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Jy weet, 'n duif het nie 'n godlaas nie. En dis hoekom hy geen bitterheid in hom nie. Gaan opreg met opregte liefde. Julle weet, ons pastore onderskei baie goed hoor. Maar dit verander niks aan my liefde vir hulle, vir God se mense nie. Want as God my kan lief hê, 'n helverdiende sondaar wat ek was, voor hy my gered het, hoekom kan God my nie deur, julle nie lief hê deur my nie? Hy sê, maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan die regsbanke, en in die sinagoges sal hulle julle gee. Sal ek hoor werklik van mense nou, so rukkie terug, as 2 jaar terug, wat sê, kyk, ons is MPC geregistreer, daar is een wat ons teks doen alles, ons boeke, ons doen alles volgens God se standaard, en die persoon sê, ek het op die bestuur gesit, en ek weet daai kerk stuur niks vir SARS nie. Hier kom het, ek gaan nou jou oorgee aan SARS. Wat 'n gesindheid is dit? En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word, om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle, en vir die heidene. Maar wanneer julle oorlewer, moet julle nie kwel oor hoe, of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle daardie uur gegee word, wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewe, dis die tyd wat ons nou lewe. En die vader sy kind, en die kinders sal opstaan teen die ouers, en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word, terwille van my naam. En hier is 'n groot sleutel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Kind van die Here, wanneer ons die dag oorlewer om gedood te word, wat gaan jou ware systeem wees? Weet jy van die Christene wat nou so onthoof is? Hoeveel is hulle my man? En dit het nou gebeur, 2 weke terug. Hulle het dit is nie eenvoudige mense. Hulle het nie 'n warm bed gehad om te slaap nie. Hulle het nie parfuum gehad om aan te spuit nie. Ek het nie gemou oor my wors wat ek moet eet nie. Hulle het nog gedeel, hulle pap en hulle bietjie kossies wat hulle het. En hulle het gestaan en gesê, verloon jou God. En nie een het teen Jesus gedraai nie. Want hulle ware systeem het hulle hier gekry. Wie bepaal ons waarde? Ons is groot mond, maar u weet nie wat se uur leef ons in hierdie wêreld nie. Hierdie uur wat ons nou leef, moet ons begin Jesus wees. Ons moet begin wees Jesus. Just be Jesus to everyone. Kry jou waardesysteem van hierdie woord wat God sê wie jy is. Nie van jou egskeiding, nie van jou kinders, nie van jou bure, van niemand nie. Jou waardesysteem kom van God af. Dis alleenlik wanneer jy kan vasstaan, nie uit hoogmoed en sê, kom ek om, maar van u sal ek 'n bleskap nie. Baie mense sê dit uit hoogmoed, maar nederigheid het daai mense gaan kniel en gesê, ons gaan nie Jesus verloor nie. En hulle is almal onthoof. Dink 200 iets op beetslag. We sien in eenvoud en diep afhanklikheid van God en sy woord. Hoe het godsdiens ons as mens nie kom doodmaak al nie? Hoe het ons verhouding nie skade gelei om te weet ons kan op Papa Vader se skoot gaan klim nie?
Ek is duur gekoop deur die bloed van Jesus. As ek huil, dan weet my pappa dit. As ek bly is, dan weet my pappa dit. As ek 'n probleem het, dan weet my pappa dit. En al wat ek vanmôre vir die kerk van die Here Jesus wil sê, kom ons vat die godsdienststandaarde onder ons uit, and we be Jesus to everyone in this hour. Manifest His glory. Manifest His love. Manifest His total being, who God is, vir ieder en elkeen. Be blessed. Dankie, Connie. Goeiemôre almal. Julle kan smaak die Bybel oopmaak by Matteus 26 vers 26. Soveel van ons spesiale oomblikke in die lewe gebeur rondom tafels. Dis waar ons gesels, eet, kuier, werk en soms selfs speel ook. Dis ook die plek waar ons elke keer weer terugkom na 'n lang dag by die werk of skool. Dan sit ons weer aan die tafel. Jesus het geweet dat om saam te eet deel is van ons as mense se bestaan. Hy het een van die mees alledaagse gebeurtenis in ons lewe gebruik om ons vir ewig te herinner aan wie Jesus is. Die heilige nagmaal herinner ons ook dat ons sy navolgers is en wat ware gemeenskap is. Die nagmaal is 'n fisiese teken om ons te herinner aan God se ewigdurende, onvoorwaardelike liefde vir ons. Wanneer ons die brood eet en saam drink, herinner ons dit dat dit Christus sy liggaam en sy bloed gegee het, sodat almal vergewe kan word en almal mag deel in sy liefde. Amen. Dit is 'n geleentheid waar ons vir 'n oomblik nadink oor sy lyding, maar dit is ook 'n fees wat ons vier saam met ander, juis sodat ons kan onthou dat Jesus ons almal liefhet, dat ons mekaar ook so moet liefhê. Matteus 26 vers 26 tot 29 sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet dit. Ja. Dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my Vader. Kom ons lê die oor asseblief. Vader van ons Here Jesus Christus, heilig en seën asseblief hierdie brood en sap as verteenwoordiger van die liggaam en bloed van die Seun Jesus Christus. Amen. Here Jesus Christus, U was verag en deur mense verstoot, 'n man van smarte en bekend met pyn. Amen. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gesig wegdraai. U was verag en ons het U nie geag nie. Nogtans het U ons lyding op U geneem en ons smarte. Die het U gedra. U is gehou vir een wat gestraf word, deur God geslaan en gepynig. Maar U is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is U verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op U, en deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Amen. Ons het ook gedwaal soos 'n skaap, ons het ook ons eie pad geloop, maar die Here het ons sondes op U laat neerkom. Eers mishandel, maar het geduldig gebly en nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stomp is voor sy skeerders. Ja, U het nie gekla nie. U is gestraf oor die sonde van ons volk.
alhoewel u geen misdaad gepleeg het nie, en daar geen bedrog in u gevind is nie, was dit die Vader se wil om u te verbrysel. Hy het u pyn laat ly, en u siel as 'n skuldoffer aangebied, en nou sien u 'n nageslag. Amen. U, die regverdige, het baie mense regverdig gemaak. Dankie Jesus vir die vergifnis van sonde deur u bloed, en dat sonde nie meer enige heerskappy oor ons het nie. Dankie dat ons deur u bloed met God versoen en volkomme guns herstel is. Genees ons siel en liggaam, laat hierdie nagmaal 'n reiniging wees vir ons, liggaam en siel, en 'n voorbereiding vir die ewigdurende liefde en vreugde is met u. Laat die Gees in ons woning maak en ons met u verenig, sodat ons werklik die woonplek en tempel kan wees. Amen. Ons volg nou die nuwe en lewende weg wat u vir ons gebaan het, agter die voorhangsel, om u te dien in die allerheiligste by u troon van genade. Ons sê dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil elkeen uitnooi om aan die heilige nagmaaltafel te kom sit en bid. Dankie.